Daar sê hartlike goeiemôre vanoggend hier op Briltyd. Jy wat kyk op Facebook of op YouTube of wat luister lewendig na ons op Basak Radio. Wat 'n voorreg is dit vanoggend om jou te begroet in die oorwinningsnaam van die leeu uit die stam van Juda, die koning van alle konings, die leeu, die groot leeu, koning Jesus. En wonderlik om vanoggend weer my boeta saam met my voltallig te hê. Ons is 7 manne vanoggend op die groep hier in die leeutrop, en jy weet 7 is God se getal wat sê een van sy betekenisse is God het 'n werk gedoen. So kom ons laat ons ou koning leeu gou vir ons môre sê met sy brille, en dan vat ons dit. Daar sê dankie koning leeu. Manne, dis lekker om weer saam met julle te kuier, en ons gaan vanoggend praat bietjie oor ware man, en wat uit ware manskap of manlikheid kom, ware vaderskap. En ek het toe ek die thumbnail met die hulp van ChatGPT vanoggend wil saamstel, moet ek 'n titel gee vir die thumbnail, en ek sê 'n ware man is 'n ware pa. So ons gaan gou luister na Cassie Carstens, waar hy praat op sy reeks oor The World Needs a Father. Gaan ons luister na wat hy vir ons gaan deel vanoggend oor hierdie baie belangrike aspek in ons lewens. So laat ek net hier by die regte knoppies uitkom, en dan luister ons graag wat sê Cassie vir ons vanoggend. Before you can be a real father, you have to be a real man. Now, I was confronted with this issue since I was a small boy, because I lived in two worlds. I had the sport world, I was a rugby player. And so, according to the contemporary understanding of manhood, everyone said to me, but these are real men doing sport. But I saw the weakest, spineless people in the sphere of sport, because I would discover people that have certain convictions and that would align to certain principles, but as soon as they get into a social environment, they forget everything about this, and they become the most permissive people that you can imagine to have. On the other hand, I grew up in the church world, and there I read about people in the Bible that could really stand by their convictions. I love the people like Gideon, for instance, and Joseph, and all those people that could really stand by their convictions in challenging times. So very important for a father to ask himself, what is a real man, before he can become a real father, and also train his son to become a real father. I remember when my son was 6 years old, I said to him, George, if you want to become a real man one day, watch me, I'll show you. I did not think of what I was about to say to him when I did that. But as I turned away from having this quick conversation with him, I had a responsibility on my shoulders that I carry up to today. So who is a real man? We have a conventional understanding of that, which equates, for instance, the identity of the man with his position, and the value of a person with what he earns. And the goal of a person is to have success, and he is rewarded by power in the marketplace. And then people think that this is a real man. If he has the position, the power, the success, then he has ticked all the boxes, and then he's a real man. Now that I'm a father and I have to train my son who is a real man, I had to think and dig very deep to understand who a real man is. And maybe you can come up with 4 or 5 qualities of a real man. Here are 4 of the qualities that I came up with, and we can add, obviously, many more. The first quality of a real man is, he is one who is courageously standing by his own convictions. It was marvelous to see how Daniel in the Bible just stand by his convictions, despite the fact that the world is changing from government to government, standing by clear convictions to such an extent that everyone ultimately sees him as the pillar that they had to go to for finding real wisdom in life. And therefore, if you believe that pornography is wrong, you stand by your conviction.
If you believe that racism is wrong, you demonstrate this to your children. If you believe that if we only care for ourselves egotistically is wrong, you demonstrate this by serving others and get your children involved in that. Standing by your conviction is a very important aspect or characteristic of a real man. Second characteristic of a real man is a real man lifts the bar from the mediocre to the level of nobility. I have been trying to teach my children since they were very small that we will never think like other people think. We will never be average. We cannot think like other people. We will not speak like other people. We will not live like other people because we are reborn. Reborn to what? Reborn to understanding of how to live heavenly principles on earth. We have to colonize earth with heaven. And if you have to colonize earth with heaven, you've got to think on the level of heaven, the level of nobility. And therefore, if every conversation is just filled with one-dimensional talk of sport and money and weather and things like this, and you never rise above this from the mediocre to greatness by expressing what you really believe in, what would change this earth to become a better place, I doubt if you're a real man. I think God has given us the instruction to have dominion over this earth, to have responsibility on this in this world, and for that we have to rise the level of the thinking of people in general in society. The third characteristic of a real man is he takes up responsibility and he executes this with intentionality. G.K. Chesterton once wrote back to a question that was posed by a journalist in a newspaper. And the journalist asked the following and said, please, what is the problem of the world today? Please write in and answer this question. G.K. Chesterton wrote a very short letter in which he said, sir, on your question, what is the problem with the world today? I am yours truly, G.K. Chesterton. You see, he did not point fingers to anyone else because he took up the responsibility of this world. So if I look at a township, if I look at the city, I say the problem of the township and the problem of the city and the problem of the community and the problem of my neighbor's house is my problem. I want to take up responsibility for it. And I want to invest something in this world that will change my neighborhood and my city and ultimately maybe my country. A real man is one that takes up the responsibility and with sincere intentionality addresses that responsibility. The fourth thing that I would say as a qualification of a real man is he rejects passivity with energetic initiation and implementation. The old fathers of faith had a saying that every single day of the week poses another challenge to you and therefore evokes a new sin in your life. For instance, on a Friday or a Saturday, maybe lust will be evoked in your life. They said that on a Sunday it is pride that will be evoked, that you think you are better than other people and so on. And they ascribe the Wednesday sin as the sin of inertia, of being apathetic. Actually, they had a nice description of it, is walking with the devil's feet. Sloth, that was the problem. Sloth, inertia, apathetic life orientation. And therefore, real men step up to the plate. Real men say, I will not continue to just let bygones be bygones or let the world be as it is. I will step into the situation and the challenge of my time with energy and implementation. My problem with the implementation thing is every person dreams a great dream, but how many have implemented it? And how full are the graveyards of people that never wrote the poems they intended to write, never sang the songs they intended to sing. And then the world stays the same because they haven't taken their dreams and transformed this into reality by implementing the dreams. Real men are seriously, actively implementing their dreams. These kinds of things I like to teach my son because I want my son
to be the real man that God intended him to be. A man who will leave this earth with clear fingerprints. I've been here by intention, and I have achieved my intended purposes on this world. Daar sê dit was Cassie Carstens van die World Needs a Father wat so gesels het lekker oor ware manskap, manlikheid en vaderskap en manne hier, wat 'n teaching, wat 'n videoetjie om mee te begin hier vanoggend se sessie. Ek het seker een van die powerfulste teksverse in die woord oor hierdie tema wat oom Cassie vir ons die tafel mee gedek het, kry in 1 Korintiërs 16 vanaf vers 13 tot 14. Ek net kyk of ek hom gou hier kan opsit. Hy gaan dalk die hele waak, staan vas in die geloof. Wees manlik, wees sterk, laat alles by julle in liefde geskied. 1 Korintiërs 16 vers 13 en 14. Ek wil hom net weer lees. Waak, staan vas in die geloof. Wees manlik, wees sterk. Laat alles by julle in liefde geskied. So die 5 dinge wat hom Cassie aangeraak het. Ek gaan nou vir julle elkeen 'n geleentheid gee oor die saak te brul vanoggend. Maar ek wil net so 'n paar goedjies noem wat ek nou vanoggend vroeg hier voorberei het, dat Paulus praat verseker nie van manlikheid as 'n macho man nie. Om hard te wees, hy tawwe ou nie. Nooit emosie te wys nie, of almal te domineer. Hy is die ou, soos hulle sal sê in die tronk, hy is die Madotta en hy voer 'n skrikbewind en die mag van lewe en dood is in sy hande. Sy beeld van 'n ware man, dit wat Paulus vir ons skep in hierdie teks ook, is iemand wat vas staan, soos om Cassie gesê het, verantwoordelikheid neem, lief het, dien, beskerm, dissipline het en ander mense help om te groei. En dit is wat ons vanoggend, die doel van hierdie brultyd is om jou weer te laat brul as 'n man. Maar 'n godsman, 'n man wat verantwoordelikheid vat, soos om Cassie gesê het, en ek weet, baie van hierdie manne, of almal van hulle saam met my vanoggend op hierdie groep, as daar een ding is wat ons haat, is dit passiviteit. As iemand passief is. Jy weet, jy sit op die paviljoen en jy maak geraas, maar jy kom nie self op die veld en speel die game nie. Nou die enigste ouens volgens die woord wat op die paviljoen mag sit, is die ouens wat die wedstryd klaar gemaak het, die wedloop klaar gemaak het. En jy kan nie daar op die paviljoen gaan sit as jy nog nie jou reis op hierdie aarde voltooi het nie. Jy moet op die veld kom, of soos Paulus sê, die goeie geveg voeg, veg van geloof. So ek wil net gou hê, ons moet gou kyk na hierdie 1 Korintiërs 16 vers 13 wat ek nou gelees het. En na hierdie 2 verse kyk en sien presies wat Paulus hier sê. Daar's 'n paar goed wat uitstaan en dit het hom Cassie ook aangeraak. Kom ons kyk eers na waak. 'n Man moet wakker wees, hy moet sien wat in sy huis aan die gang is. Hy moet weet, 'n pel van my het, hy sê hy het so 'n geestelike baseballbat. En as die vyand so in sy huis inkom, dan vat hy die baseballbat in die naam van die Here Jesus. Dis natuurlik die baseballbat. En dan sê hy in Jesus naam, laat jy gaan, jy kom nie hier jou dinge maak nie, jou amok saai nie. So hy is 'n man wat wakker is. Hy moet sien wat in sy huis, sy huwelik, sy kinders se lewens aangaan. Dis nie 'n passiewe pa nie, dis 'n man wat betrokke is. Hy staan vas in die geloof. Dit het hom Cassie gesê. Jy staan vir wat jy glo. As iemand wat in my ou lewe rassehaat in my hart gehad het, en ek het nie altyd geweet hoe kom ek ander mense haat wat 'n ander kleur is nie, het die Here my hart kom verander en my gesin weet, as daar een ding is wat hulle pa nie kan verdra nie, is rasisme, omdat ek weet hoe dit in my lewe kom steel het. So, hy staan vas in die geloof. 'n Pa behoort geestelik stabiliteit te bring in sy gesin. Nie vandag hier en môre daar wees nie. Hy sê soos die woord sê, word soos 'n golf die hele tyd rondgegooi nie. Hy staan op die woord. Ons het dit al hoeveel keer op roltyd gesê.
Daar staan geskrywe. Daar's nie 'n grys area nie. Reg of weg soos my vrou altyd sê. Okay, so hy sê waak, staan vas in die geloof en dan kom die volgende een. Wees manlik. Nou die Griekse woord en julle gaan nou dink waarmee is Freka vanoggend besig. Andrezitsa, ek kan dit nie eens mooi uitspreek nie. Die Griekse woord andrezitsa, luister mooi, dra die idee van treemoedig en volwasse op, wees 'n man. Dis wat hy sê daar. Hy sê treemoedig op, wees courageous, wees 'n volwasse man. Moenie ander blameer nie, moenie die ander wys die fout lê by hulle nie. Jy vat verantwoordelikheid en hy sê wees 'n man. Dan kom ons by die volgende een, wees sterk. En ek wil sommer sê dit gaan glad nie ek glo hier oor fisiese krag nie. Maar dit gaan oor jou die krag in jou karakter, in jou karakterkrag om te bly staan wanneer dit moeilik raak. En dan sit Paulus die belangrikste kwalifikasie heel laaste by. Laat alles by julle in liefde geskied. Daar is 'n verskil tussen toksiek manlikheid en Bybelse manlikheid. Jy weet as 'n ou dink ek is 'n kragkas, ek kan soveel bench press, ek kan al hierdie gewigte in die gym optel, ek kan hierdie marathon hardloop. Krag sonder liefde word geweld of beheer. So krag sonder liefde, waar daar nie liefde en krag is nie, gaan dit maar oor geweld of beheer. Krag onder beheer van liefde word beskerm, diensbaarheid en vaderskap. So dit was wat Paulus ek glo vir ons hier wil sê en wat hom Cassie ook gesê het. So yes, André, ek gaan sommer by jou begin my boeta. Wat is op jou hart volgende? Manne, môre luisteraars en welkom by hierdie gesprek. Ja, dis 'n groot ding om te bespreek hierdie en Cassie het in die begin gesê amper of 'n mens, hy was in twee wêrelde, die rugby wêreld en die wêreld van God. En ek dink ons bevind onsself almal daarin. En ons kan later terugkom en kyk na hoe sien die wêreld man wees, want die wêreld se idee van man wees is heeltemal anderste. Ek wil net lees uit Hebreërs 11, dis 'n langerige stukkie, vers 32 tot 38, ek gaan dit in Engels lees. Net 'n beskrywing van die manne van die tyd van die Bybel, wat vir die Here gewerk het. En ek lees, and what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Women received back their dead, raised to life again. There were others who were tortured, refusing to be released so that they might gain an even better resurrection. Some faced jeers and flogging and even chains and imprisonment. They were put to death by stoning. They were sawed in two. They were killed by the sword. They went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, living in caves and holes in the ground. Dit is uit Hebreërs uit. En ek dink dit beskryf net vir ons manne wat, soos wat Cassie gelees het, wat 'n real manhood is, manne wat by hulle oortuiging gestaan het en geveg het vir dit wat reg is en wat die verantwoordelikheid geneem het om hulle nasie en hulle volk te lei en te beklei vir dit wat God op hul harte gelê het. En ek dink dit is die eerste amper blueprint van waar ons vandaan kom en of as 'n mens die Here volg, hoe 'n mens moet wees. Maar dan moet ek aan die ander kant saam met dit sit
dat Jesus was sag, vol vrede, vol genade. Jesus het gehuil. So Jesus het vir ons die sagte kant ingebring. En hy was nie, om dit te doen, het hy nie sy geloof en sy man wees prys gegee nie. So dis 'n vol pakket wat die Here van ons verwag. En in hierdie wêreld waar ons leef, dink ek nie dis 'n maklike of 'n natuurlike ding vir ons as 'n mens nie. Ons bly 'n human, ons bly 'n mens wat fail en ons kan dit nie op ons eie doen nie. En vir my, ek dink die enigste manier wat ons werklik kan gestand doen om 'n regte man te wees, is om te vra, waar kry ek my voorbeeld van? En daai enigste plek waar ek my voorbeeld vandaan kan kry is van God af en van die Here af. As ek dit op my eie wil probeer doen, dan gaan ek die paadjie volg wat die wêreld vir my wil opsit, al die labels wat hulle vir my wil gee. En ek dink ons kan ons kultuur volg, ons kan die rugby kultuur volg, ons kan die werkkultuur volg, aan die een kant, of ons kan werklik laat God in ons hart praat deur sy Heilige Gees en vir ons wys presies hoe ons moet leef. En as ons dit volg, dan is daar net soveel meer. En dit is dan nie ons gesag wat ons afdwing op mense nie, ons dwing nie gesag af op mense nie, ons vat die gesag van die Here, ons vat die woord van die Here en ons bring dit uit in ons samelewing. En ek dink, een van die grootste dinge waarmee baie mans sukkel in hierdie samelewing is, mense sukkel self net vir survival en om hulle self besig te hou met dinge wat lekkerder is om te doen as om regtig hard te werk. Maar aan die einde van die dag staan ons as mans as mentors en leiers vir ons familie, vir die mense om ons, vir die kinders in ons buurt. Ons moet instaan vir die wat nie het nie. En ons is amper soos Freek praat altyd van homself as coach Freek, maar ons is werklik coaches vir die wat om ons gaan. Dis amper soos as ek met my seun op 'n rots sou staan by 'n baie besige stuk see en ons moet daar oor swem, wat ek hom gaan lei om te sê hoe gaan ons dit doen en om die rigting gee en vir hom motiveer om dit op die regte manier te doen om aan die kant uit te kom. En ek dink baie van ons probleme in die samelewing deesdae is omdat ons as mans daai rol wat ons moet vervul van authentic real man wees, dat ons daai rol afskeep en dat ander dinge ons plek inneem en ons kinders lei. Ek dink dit is vir my kant af net genoeg, ek sal nogal graag wil hoor wat sê die ander manne. Dankie. Dankie André, nee, verseker, ja. En die man van alle manne, soos jy sê, het gehuil. Hy het daai voorbeeld gestel, Jesus het daai voorbeeld gestel, en as ou ding, hy sê, as jy my gesien het, jy die Vader gesien. Ja. So ons Vader huil, jy weet, ek ervaar baie sy hartseer oor as sy eie kinders so met mekaar stry en beklei en jy weet, sy seuns, jy weet, as met twee van my seuns aan mekaar is, as ek as pa baie ongelukkig. Dit is nie lekker as jou kinders met mekaar in 'n fight is nie. Wees Boeta Johan, dankie André. Ja, goeiemôre manne, goeiemôre luisteraars. Onderwerp wat sekerlik vir elke pa so belangrik is. En toe jy nou genoem het dat Jesus het gesê, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Wat 'n amazing analogie om te gebruik as jy sê, is ek dan as Vader 'n verteenwoordiging van die goddelike Vader, die Vader in die hemel. 'n Ware man het 'n beeld van sy God as 'n Vader wat die beste vir hom in gedagte het. En die vraag is, draai jy daardie selfde sentiment oor aan jou huis? Leef jy daardie voorbeeld van 'n Vader wat die beste vir sy kinders wil hê?
En dan, as jy gaan kyk na daardie vader, wat weet wie sy vader is, en wie hy is in die koninkryk van sy vader. Daai man is 'n man wat positief met goddelike identiteit leef. Nou daardie identiteit van 'n man, ons het al baie keer gepraat oor die identiteit van 'n man in Christus. So die identiteit van 'n man in die moderne lewe, ouens soos wat julle sal hoor en baie keer op hierdie platform gesels het, jy word gesien deur die wêreld as iemand wat status het. Status word dan gedefinieer as, het jy geld, is jy suksesvol? En in die oë van die wêreld is hierdie maatstaf totaal en al anders gedefinieer as wat ons as manne van God dit wil definieer. So word jy gesien as 'n persoon met invloed? Word jy gesien as 'n persoon met gesag? Luister mense na jou wanneer jy jou mond oopmaak? Of dink hulle jy is 'n dwaas? Spreuke praat so amazing die van hierdie ding. Hy sê, as ek dit reg onthou, hy sê, jy weet wanneer 'n dwaas sy mond oopmaak, dan spat die ouens uit mekaar uit. So my vraag aan die real men of God is, hoe sien jou huisgesin jou? Charity begins at home, boys. Hoe sien jou huisgesin jou? Want dis hier waar die saad van lewe en dood gesaai word. Dis hier waar jy begin om die wortels van jou kinders te vestig oor hoe hulle gaan lewe enig as hulle, dan as jy nou seuns het, ware manne van God gaan wees. Of jou dogters, ware dogters van God, in die koninkryk van lig. So 'n man wat staan vir waarin hy glo, met ander woorde sy waardes, sy geloof, dit word vertolk as jou hart glo, en jy leef dit, you put your money where your mouth is, dan begin jy raak aan 'n real man, jou waardes en jou geloof. 'n Voorbeeld, eenvoudige pappa wat langs jou rugbyveld gaan staan, ek het nou hierdie naweek saam met my kleinkinders se rugby sportgeleentheid daar in Port Elizabeth, die ander ouers bietjie waargeneem. En die vraag is, jy weet, as pappa wat langs die rugbyveld staan, en die woorde wat daar uitkom, die woorde wat versprei word terwyl jy daar skree, is jy 'n pappa wat dan woorde tel? Is jou woorde getel? En glo jy dat dit wat jy daar spreek is ter opbouing van jou kind? Is 'n voorbeeld en die verpersoonliking van 'n godsman jy langs die veld staan en skree. So, my vraag is aan 'n real man, is jy 'n verleentheid vir jou kind, vir jou seun of jou dogter, of sê daar's langs die hokkieveld of die netbalveld speel en jy gaan te kere, is jy een van 'n eer vir jou kind, of is jy 'n verleentheid? En dis die vraag wat ek dink ons vir mekaar moet vra, ouens. Dan het jy daardie verantwoordelikheid ook teenoor jou samelewing en jou gemeenskap. Leef jy met daardie verantwoordelikheid? Indien jy die roete neem om maar net te doen wat die alledaagse van jou verwag, met ander woorde, ons praat soos almal, ons is negatief as die dinge daar buitekant sleg lyk, die ekonomie val, almal praat saam en sê, ag, jene tog, ja, want jy praat asof God geen krag in jou lewe het nie. Dan is jy nie in die skoene van 'n Daniel, en 'n Josua, en 'n Jeremia, wat te midde van oorlog op die grens van sy stad, die inneming van Jerusalem, staande gebly het gesê het, my God sal voorsien. Dawid, wat in al sy swakheid net op God vertrou het, en dan in die oorwinning geleef het, met wolke van getuienis om hulle ouens. Het jy wolke van getuienis om jou? Die vraag ontstaan, waaroor praat jy? Waarmee vereenselwig jy jou, as jy alleen is, of as jy saam met jou kinders, jou huisgesin is, en wat praat jy, en hoe, en waarmee vereenselwig jy jouself, as jy saam met jou vriende is? Het jy dus die krag, om jou kring waarbinne jy dan beweeg, te beïnvloed? Te beïnvloed op so 'n wyse, dat jou goddelike beginsels waarvoor jy staan, jy dit leef. So is jy 'n voorbeeld van 'n man van God, 'n man wat werklik die Here Jesus se naam eer in alles wat jy doen, of as jy skaam vir sy naam, ouens. Ek dink dit is wat die definisie vir my is van 'n real man. Het jy daardie autoriteit as 'n ware man wat God dien? Wat doen jy omtrent byvoorbeeld dinge in jou huis? Waarvoor staan jy en waarvoor leef jy?
Dink ek gaan daarso stop. Freek, dit is maar net die paar gedagtes wat ek met die ouens wou gedeel het, dankie. Tjoh, baie dankie Johan, waarvoor staan jy en waarvoor leef jy? Daai voorbeeld is so belangrik. Dit is vital. Ek het nou 'n paar keer sterk deurgekom vanoggend en ja, en wat my ook gegryp het toe jy dit sê is, kan jou kinders sien, die mense om jou sien, dat jy skaam jou nie vir die Here nie. Jy is nie skaam vir jou God nie. So baie dankie. Yes, Pieter. Ja, dankie, môre almal. Ek wil net optel by wat Cassie mee begin het, toe hy vir sy seun sê, watch me, I will set the example. Jy weet, as ons kyk na vandag se wêreld, met al die spanning, al die stres, al die sukkel, al die verskillende wetgewinge. Jy weet, dit is baie moeilik om staande te bly. Jy kan dit slegs doen met die hulp van die Here. Maar die punt wat ek wil sê is om 'n reël man te wees. Die woord gee dit vir jou. Be real. Be the real deal. Wat ook al dit is, jy weet, wat jy sê, gaan hulle sê. Maar ook wat jy nie sê nie, gaan hulle ook nie konfronteer nie. As jy weet, dit is baie maklik om wakker te word Sondag, ag nee, ek wil nie vandag kerk toe gaan nie. Dan bly ek maar by die huis. Dan bly jou kinders ook by die huis. En so leer hulle by jou. En wat jy doen, maar ook wat jy nie doen nie, wat jy nie konfronteer nie. Jy weet, ons het nou die dag, ons het al baie gepraat oor die ding, die afgelope, op beide programme, die afgelope weke. Keep the main thing, the main thing. Christ in the center of everything. Be the leader in prayer. Establish proper rules for your family and for your life and live them out. Be the example. As jy kan, Freka, 1 Timoteus 6, vers 11 en 12, as jy dit vir ons kan opset. En ek sal daar stop. 1 Timothy 6, 11 en 12. Pieter, sorry man, ek kan hom nie hier opsit, ek het nie my rekenaar lees hom. Yes. Ek lees hom, jy weet, daar praat hulle van goddelikheid, die liefde van geld, 'n klomp ander dinge, en dan kom hy by vers 11, en Paulus sê vir Timotheus, but you, man of God, flee from all this, pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. En dit word alles saamgevat in vers 12. Fight the good fight of the faith. Jy sien, om 'n reël man te wees is 'n posisie van leierskap. It's leadership. That's it. That's why fatherlessness so 'n kwaai probleem is. Daar's nie leierskap nie. Die ouens het nie visie nie. Hulle weet nie waarna toe. Hulle, jy weet, hulle warrel maar rond, soos 'n klomp skape sonder 'n herde. Jy weet, en die jakkals vat hulle vas. It's leadership. Be the lead, maar dis 'n fight. En jy sal die prys moet betaal, pa. If you want to be the real man, get up and go to church. Doen daai dinge wat jy
wat die stres vir jou sê, ek wil dit nie doen nie. Wat help dit jy mis kerk en jou seun kom en hy sien jou en dan sit jy buite in die son met 'n 2 liter bier. Watter een gaan jy wees? The real deal? Wat is vir jou die real deal? Ek laat dit daar. Dankie Pieter. Hier. Dit wat ook nou sterk by jou deurgekom het oor die leierskap en as jy kyk wat Paulus sê in 1 Korintiërs 4 vers 15. Hy sê want al sou julle 10,000 leermeesters in Christus hê, het julle tog nie baie vaders nie. So dit is presies wat the world needs a father. Ek glo wat dit so relevant maak in vandag se tyd is. Daar's baie teachers in die wêreld. Soos daar's baie coaches, daar's baie hulle noem jou nou al 'n influencer as jy 'n YouTube channel of wat het jy beïnvloed mense. Ons kyk na die Springbokke, die celebrities. Daar's baie rolmodelle in die wêreld. Maar wat Paulus ons sê, julle het nie baie vaders nie. Julle het nie baie manne wat voorstap en sê volg my soos ek vir Christus volg nie. Hy sê in 1 Tessalonisense 2 vers 11 en 12, praat Paulus daar weer, hy sê soos 'n vader sy kinders, het ons elkeen van julle vermaan en bemoedig. Let op wat hy sê, wat belangrik is vir 'n pa, volgens wat Paulus vir ons daar sê, hy sê, 'n pa vermaan, hy gee rigting, hy korrigeer, hy bemoedig, hy bou op, hy breek nie af nie. Dis een ding van ons God, ek gister vir die ouens daar by Oudtshoorn in die G-seksie gesê, God is nie in die game om af te skuif nie. Wanneer almal jou afskuif, is wanneer God sê, gee hom vir my. So hy bemoedig, hy bou op, 'n pa bou op, hy roep sy kinders hoor, ek love dit. Hy help hulle om waardig te leef. Hy is teenwoordig genoeg om elkeen persoonlik te ken. En dan dink ek, julle kan vanoggend 'n baie sterk stelling maak, wat ons kan sê, real manhood produces real fatherhood. So, ons is absoluut hierso op so 'n een, dat daai leierskap, wat ek gesê, volg my soos ek vir Christus volg. En dat hulle jou sal wil volg, om op die manier wat jy vir Christus volg. Yes, Jacques. Goeiemôre aan almal en goeiemôre aan al die geseënde luisteraars vanoggend. Ja, dit is moeilik baie keer om 'n man te wees en om in jou manhoed te staan, want die wêreld kom en hy val jou aan van alle kante af. En ja, die Bybel gee vir ons baie riglyne hoe om 'n man te wees. Maar ek wil maar nou net uit myself uitpraat. As 'n man word jy elke dag aangeval. En hoe kom jy daardeur? Sterker word jy, so meer aanval jy kry, meer sterker word jy. En ek wil 'n voorbeeld gebruik wat Vrydag met my gebeur het. Een van ons kollegas, iemand in my groepies het my gebel en die persoon was besig om selfmoord te pleeg. Hoe hanteer jy so iets? Dis 'n man, hy het 4 kinders. Hy word tans aangeval deur die geestelike realm, deur die duiwel, maar hy gee toe op dit. Weet, dink 'n bietjie aan 'n seiljag wat op die see vaar. Die kaptein van daai seiljag is die man en die seiljag is dalk jou huwelik en jou lewe, jou gesin is die seiljag. Maar as hierdie kaptein van hierdie seiljag uitgehaal word, is hierdie seiljag doelloos op die water, hy het nie 'n rigting waartoe hy gaan nie. So ja, dit is maklik om te sê die man moet altyd integriteit hê, die man moet presteer. Die man voel so, want dis letterlik in ons wêreld, in ons werk, ons moet presteer. Om bo uit te kom moet ons presteer. Maar wat baie man se foute is, hulle bring die status saam met hulle. En sodra hulle die status partykeer saamvat met hulle, verloor hulle integriteit. En integriteit is 'n heeltemal ander gesprek op sy eie. Want hoe bou jy integriteit? Ek sê jy bou dit van kleins af. Want integriteit is wanneer jou ja is en jou nee is, dan begin jy integriteit te bou. Maar jy moet ook kan nee sê vir die verkeerde goed. Die internet is 'n bose ding deesdae. Ja, dit help ons verskriklik baie.
Maar die internet kan net so gebruik word vir veel ander goeders ook. En ek wil klaarmaak deur te sê, as mens luister na Spreuke 20, en ek wil hê die mans moet dit verstaan, Spreuke 20 praat van die regverdige. En sien dit, jy kan dit nou maar sien in die vrou se gedeelte ook, maar ek praat nou meerendeels oor mans. En ek wil die woordjie man nie insit. Die regverdige man wandel in sy opregtheid. Gelukkig is sy kinders wat na hom kom. Wat dit vir jou sê, is 'n man se integriteit is nie net vir homself nie. Dit laat 'n nalatenskap vir sy kinders. Want soos julle reg gesê het, jou kind sien jou daar buite sit en bier drink. En voordat jy jou oë uitvee, vra jou kind vir jou, "Pappa, kan ek vir jou nog 'n bier bring?" Dis verkeerd, my opinie, maar dis verkeerd. Want wat leer jy jou kinders? Onthou wat ons ruk terug ook gesê het, en jy moet dit altyd uit die punt uit sien. Jou kinders het engele om hulle. Wat gaan daai engele en wat vertolk daai engele aan God? Wat doen jy teenoor jou kinders? Maar in die samelewing, jy is 'n man, hoe gedra jy jouself in die samelewing? Hou jy van die vrouens by die werk, gee hulle drukkies ensovoorts. Wat is jou integriteit? Hoe bou jy jou integriteit? Want jou integriteit bepaal wat is jy? En dis maar waar ek wil stop vandag vir julle. Dankie Freka. Dankie Jacques. Integriteit. Stel integriteit en goddelikheid aan, Vader, as die leiwagte oor my hart. 'n Man wat in opregtheid wandel, sê die woord, wandel veilig. So ja, baie sterk tegekom aan integriteit. En ons besef sover ons nou praat vanoggend manne is dat om 'n pa te wees is baie meer as net om kinders te maak. Baie ouens dink omdat hy kan kinders maak, hy's 'n pa. Dit gaan nie net hieroor. Hier's 'n groot verantwoordelikheid om 'n pa te wees. Om kinders te maak, soos jy nou sê meneer, is 'n groot verantwoordelikheid wat daar saamkom. Jy kan nie net kinders maak en sê dis nie verder my probleem nie. Daai gaan nie lekker werk nie. So jy's Atman, ek weet jou hart klop oor hierdie saak want jy het baie ook met dit te doen met die mediasies en dinge wat jy doen en die anger opleiding en programme wat jy aanbied, jou programme by die skole en in die gemeenskappe. So ons luister graag. Dankie Atta. Goeiemôre weer eens almal. Ja, dit is nou 'n feit wat uitstaan. 'n Mens sal eers moet 'n man word voordat jy 'n pappa kan word. En de Andre het gepraat van die wêreldse manier van man wees en ek wil vir julle net lees daar uit Psalm 49 en ek gaan van 17 lees tot 21. Wat sê, wees nie bevrees as 'n man word, as die rykdom van sy huis groot word nie, want by sy dood sal hy van alles niks saamneem nie. Sy heerlikheid sal nie neerdaal agter hom aan nie. Al ag hy homself gelukkig in sy lewe en prys hulle jou, omdat jy aan jouself goed doen. Tog gaan sy siel na die geslag van sy vaders, tot in ewigheid sal hulle die lig nie sien nie. Die mens wat in aansien is en geen verstand het nie, is soos die diere wat vergaan. Dan wil ek ook lees die woord wat coach net nou gelees het, maar ek gaan hom nou vir ons lees uit die lewende Bybel uit wat uit die Grieks en die Hebreërs vertaal is van 1 Korintiërs 16. Ek lees hom is dit vers. Hy sê, hou julle oë oop vir die geestelike gevare. Hou aan die Here vas in die geloof. Gedra julle soos mans en wees sterk. Sorg dat alles wat julle doen met liefde en vriendelikheid gedoen word. En as ek luister na wat Cassie sê, wil ek eintlik die derde ene saamvat wat hy sê, want dit cover eintlik die hele ding waar hy gesê het en ek wil dit
soos hy dit nou gestel het in die Engels, gaan ek dit probeer vertaal, wat sê, vat verantwoordelikheid en voer dit uit met intensie. Hy het dit nou daar in die Engels gesê, ek probeer hom maar die beste van my vermoë daar in Afrikaans vertaal, en dit is wat ware man wees beteken. Ons kan baie voorbeelde uit die Bybel uit kry, maar een wat vir my baie uitstaan omtrent dit is Nehemia, waar Nehemia hierdie mure sien wat moet herbou word. Al die stryde en al die teenkanting wat hy gehad het hy net besluit, hierdie ding gaan hy aan God gehoorsaam wees. Maar wat later uitstaan wat Nehemia toe doen is, daar's 'n gedeelte wat sê toe hulle nou die muur begin bou, was daar baie teenstand kanting, en Nehemia het hulle in huisgesinne begin opdeel, en elke gesin het gebou reg oor waar hy gewoon het, en dit is wat ons vandag nodig het, manne wat regtig gehoorsaam is aan die woord van God en luister, maar ook so en sy gesin betrek tot hierdie manier van bou. Ek dink dit is dalk 2012, 2013, en toes ek, nie dat ek vandag nie vurig is, maar toe is ek nou vol vuur van die Here, en ek wil net elke siel tot bekering bring, en daardie dag is ons daar in Woester gevangenis, en ons praat juis, ek praat juis en ek getuig oor hierdie ding, want net dieselfde naweek het my kleinseun kom kuier, en toe ek kom sien, was ek so teleurgesteld en hartseer, want hy was verwaarloos, hulle het hom net so daar by my kom aflei. Sy hare is nie gesny nie, en ek het tyd gemaak vir hom versorg, laat hy alright is, maar die volgende dag is ons toe tronk toe. En terwyl ek my getuienis deel met die manne daar so, en ek vir hulle vertel, wat ek ervaar het toe ek my kleinseun so sien, toe ek sien nou lank uit die tronk uit, en ek besef, die feit dat ek weg was, die verval wat dit veroorsaak het, en terwyl ek het met hulle deel, bars ek uit in trane voor hy manne daar, terwyl ek getuig, en ek was teleurgesteld in myself, gedink, joh, hoe kan ek nou kon staan en huil voor die manne, maar ek ry terug, huis toe saam met Denzel Moses, hy dag, en ons gesels, en Denzel sê vir my, weet man, dit was seker, jou trane het meer siele gered hy dag, as elke ander geskree en geraas, en die werklikheid wat jy gebring het na hierdie manne toe, wat binne in die gevangenis sit, wat dalk vir hoeveel jare weg is van sy seuns, sy dogters, sy gesin, vir wie hy moet versorg, en sy vertel die ding vir hulle, wat het vir hulle beteken het, en dit is wat ek wil los by ons vandag, dit is wat Cassie sê daar, 'n ware man vat verantwoordelikheid, en hy voer dit uit met intensie, sy het 'n doel in die lewe, jou eie lewensdoel, as jy jou identiteit in Christus ontdek het, het jy nie 'n ander manier om te lewe, as om dit uit te lewe, sodat jou seun, jou dogter kan sien, my pa is 'n man van verantwoordelikheid, my pa is 'n man van God se woord, as hy voorstap, kan ek volg, en as hulle beginne volg, gaan die maatjies beginne volg, hulle vriende in die straat gaan beginne sien, wou, joh, die mense lewe, ander lewe, brother, kan ek ookie miskien Vrydag saam gaan nie, of wanneer gaan julle weer uit, en dit is hoe ons as manne vandag 'n verskil kan maak in die wêreld. Ek dink, ons is by die punt waar die wêreld al moeg gepreek is, mense ken die woord, mense is moeg gepreek, mense kyk op na ons, en hulle wil sien, lewe die mense werklik dit wat hulle praat, of is dit maar net 'n storie, en dit gaan maar net aan, en niks verander nie, omstandighede verander nie, die wêreld daar buite bly soos hy is.
Ons as manne vandag, die wat ook luister vandag, ons het 'n groot verantwoordelikheid. Maar dit begin by ons. Begin by onsself. En as ons daai stukkie gaan regkry, is ons in staat om 'n groot verskil in hierdie wêreld te kan maak. Baie dankie manne. Ja, Adman, baie dankie. Ek wil jou vra een of ander tyd dat jy daai wat jy by die manne altyd doen met die spieël, van die man in die spieël, dat jy dalk nog en dit vir ons hier op Brultyd doen, hoor. Ons sal dit reël, of as ek daar by jou is, dan doen ons dit. Maar ja, baie dankie Atta, hier, het my nou aangegryp ook daai wat jy gesê het, weet jy, bars uit in trane. Ek het gister weer gesien. As ek begin praat oor wat God na my redding in my lewe kom doen het. Ja, wat ek was voor Jesus in my lewe gestap het. Hulle luister daarna, maar hulle ken daai lewe, man. Maar wat het daarna gebeur? En wie as ek begin praat oor my gesin, my vrou en my kinders? Hulle het gister weer, my ouens begin hande klap. As 'n ou getuig oor wat Jesus in jou gesin, jou lewe kom doen het, wie aan jou kinders toe vertrou het en 'n vrou kom gee het. Wat Paulus sê, hy sê, wees, jy moet jou vrou lief hê soos Christus sy kerk lief gehad het. Die wêreld sê nie dit nie. Die wêreld sê heel iets anders. Mag my kinders eendag aan die einde van my lewe op my, wat ook al, grafsteen of boksie, as 'n as in lê wil sig en sê, hy het mamma tot die einde toe lief gehad. Hy het sterk geëindig in sy huwelik. So Jesus, Atta, daai het my nou aangegryp om te sien met jou kleinkind en dink, die feit dat jy nie daar was nie, die feit dat jy toe opgesluit was, het selfs 'n invloed gehad op jou kleinkinders. Jy weet, so, dit het my nou regtig gevat. Mense, jy is 'n boeta wat ek admire, wat, sonder dat jy dit weet, vir my ook so 'n mentor is. Jy weet, jy het partykeer al vir my iets gesê, wanneer ek dit so nodig gehad het, as dit kom by, hou dit in die binnekring, hou dit in die gesin. Daar's baie mense wat probeer om 'n familiebesigheid te doen, maar dit werk nie. Jy weet, hulle sal so vir jou sê, moenie besigheid doen met familie nie. Maar dit werk vir jou, dit werk vir julle. Ek glo met die nodige uitdagings. So ek wil nie iemand wat jy voorberei het verander nie, maar ek wil net vir jou sê en vra, miskien moet ons dalk een hele episode oor, hoe kry jy dit reg? Hoe kry julle dit reg om te kan saamwerk? As 'n ou sien wat se gefight kan daar in 'n huis wees tussen kinders. Jy weet, hoe kan hulle mekaar uitsort en jy weet, so ek hoop jy hoor my hart, dit is daai admiration van, wow, maar dit is moontlik. Ja, ek glo saam met dit kom baie sacrifice en baie op jou tande byt en tot by 1000 tel. Maar ek sal graag wil hê ons moet 'n bietjie daaroor praat. As jy vinnig iets kan noem daaroor, maar ons luister graag wat jy sê, Boeta. Freka, jy lees my hart perfek. Ek hierdie gesprek wat ons vanoggend het, raak my diep, want ek probeer ek probeer nog altyd uitfigure hoe dit begin. En vanoggend snap ek dit. So hier is die storie. Voor ek gered was, ek het eers 'n pappa geword toe ek gered is in April 2008. Voor dit was ek net 'n man met drie kinders. En ek besef dat dit met 'n baie eenvoudige stapie begin het. Ek was by die Mighty Men gewees in 2008 en voor dit was ek daai dude, ek is mos die koning van my huis, weet, almighty koning van my huis. Ek bly in die bed tot alles uitgesorteer het in die huis in die oggende. Dit is pandemonium, dit is 'n geveggery, kinders moet uit die bed uitkom, my vrou is nie 'n oggendmens nie. Maar ek is koning menshou, ek lê in my bed en ek wag vir my koffie om te kom. Maar daardie maandagooggend verander alles. En hierdie storie wat ons nou van oom Cassie doen, is presies dit. Ek staan vroeg op. Ek gaan na die Here toe. Ek gesels met die Here oor
oor my dag, oor my gesin. En toe gebeur 'n weird ding. En ek het vandag 18 jaar later snap ek eers wat daai dag gebeur het. Ek gaan maak vir my familie koffie, want hulle is nog nie wakker nie. Ek maak vir almal koffie. Ek maak my vrou wakker met 'n koppie koffie en 'n soen. Ek vry my kinders in hulle bed wakker met elkeen 'n koppie koffie. So wat ek probeer sê is, daar's 'n herlewing daai oggend van my oortuigings. Ek moet die koning van my huis wees, nie die clown in die huis nie. Ek bring die liefde. Die hemel bring ek aarde toe. Ek maak my kinders met liefde wakker. Ek maak my vrou met liefde wakker. Ek skep 'n gees van stilte en kalmte en rustigheid, waar almal kan opstaan. Niemand skree en beklei nie. Lekker hulle tandjies borsel, aantrek. My oudste dogter was toe 8 jaar oud. Sy het eers 'n pappa gekry toe sy 8 jaar oud geword het. Hoe hartseer is dit vir jou? Ek neem verantwoordelikheid. Ek wys nie vinger en sê ja, maar is my vrou, sy's nie 'n oggendmens nie, of my seun is 'n klein terroris. Ek vat die verantwoordelikheid word myne. Ek verwerp passiwiteit. Ek kom aan die gang. En aktiwiteit is aansteeklik. Ek kom aan die gang. My kinders sien ek operate, hulle kom aan die gang. Hulle pak hulle goedjies. Ek leer hulle om hulle eie lunch te maak. So daar's nie gemounery oor wie wat sy mamma het vir my lunch gemaak wat ek nie like nie. Elkeen pak sy eie lunchie. Daar's aktiwiteit, daar's beweging. En ewe skielik verander my huishouding en ek besef vanoggend dat wat daai maandagooggend gebeur het, Freek, is presies wat in die gang is nou. Niemand blameer iemand anderste omdat sy lunch nie lekker is nie. Elkeen operate en kom in die gang die oggend. Ons kan nog 'n lang chat daaroor hê. Maar my vraag is, hoeveel huishoudinge in Suid-Afrika word geran deur 'n 13-jarige seun? Want die pa is te slap gat om in die gang te kom. En ek was self daar, so ek maak myself skuldig. Ek verklaar myself skuldig aan dit. Maar as 'n dag wat dit gekom het waar dit gestop het soos 'n ding nie kan en dus toe die Here in my huis instap. En sê mense, stap saam met my, dan wys ek jou. Hoe gaan ons hierdie orde herstel? En nee, Freek, daar's definitief hier en daar 'n lekker stand-up fights. Maar daar's 'n daai ding van beweeg die verstaan van die gewone tot die edel. Daar's levels waar ons lekker met mekaar fight, maar daar's 'n plek waar daar gestop word. En gesê word, ons gaan nie verby hierdie nie. Om te soek die doel van die argument is die beter. Dis amper uitsluitlik die rede hoekom ek en my seun ons twee kantore is langs mekaar en ons werk diep saam. Maar ons groot geveg is gewoonlik oor hoe gaan ons dit beter doen en hoeveel werk gaan dit vat. Jy weet, my seun sê nee, ons moet hierdie doen. Hierdie ding moet nie net vlieg nie. Dit moet 'n rocket ship wees. Hy moet vlieg tot die uithoeke van die universe. En ek moet hom oortuig en sê, Richard, kalmeer. Ons wil net die ding aan die gang kry, dat ons kan ons produksie doen. Kom ons kyk waar is daai middelweg. Maar dit is 'n lekker fight om te kan hê. Dat jou seun nie 'n leigat is en sê en ek moet hom motiveer om aan die gang te kom. Vriend, dis my kort storie van dit. Ek is diep oor vanoggend se chat, jong. Joh, dit is Kort en powerful, kort en kragtig. Ek hoor 'n groot ding hier in die einde baie sterk hier kom. Die wêreld het vir mense Australië gesê, jy, soos jy sê, jy het gedink jy's daai ou, jy
Jy is 'n ware man, jy kry wat jy wil hê. Vat wat jy wil hê. Gaan groot. Dis wat die wêreld vir jou gesê het. En dis hoekom alles net om jou gedraai het. En toe kom die Here Jesus in jou lewe ingestap en hy wys jou, hy leer jou, hy sê dit wat jy nou getuig het, 'n ware man. Luister mooi, jy wat kyk of luister. 'n Ware man gee homself vir die wat aan hom toe vertrou is. Toe Menzo se hele karakter gesindheid verander word deur God sy hartklop van vat en glo my, daai vat, jy raak nooit versadig nie. Jy kan nie versadig raak in die wêreld nie. Wanneer het jy nou genoeg geld? Jy vat en jy sê ek begin gee. Heel eers gee ek myself vir hierdie vrou en kinders wat aan my toe vertrou is. Hierdie mense wat vir my werk. En jy weet 'n ander een sê die woord moet van jou getuig. En kere Atman, jy was al saam met my daar, soos daar gekuier het, gebly het by mense hulle. Dat jy kon dit sien. Dit was nie net hierdie ou praat nou en ek sien dit in sy besigheid omdat hy dit aan 'n ander ou se boek gelees het nie. Hy leef dit. En daarom glo ek het hy autoriteit om daaroor te praat. So baie dankie daarvoor, mense. Yes, Pieter. Ja, servant leadership, diensknegt leierskap, dis die verskil. Dis al wat dit is, diensknegt. Wees die termostaat, nie die thermometer nie. You set the temperature. You don't react to the temperature. You set the temperature. Wees 'n termostaat in jou huis, nie die thermometer nie. En nog twee dinge wat ek wil sê. Choose your friends carefully. Want hulle kom in jou huis in, jou kinders watch hulle. En baie ouens het al baie probleme opgetel as gevolg van so-called friends. Jy weet, wat in jou huis inkom. En daar is jou vrou weg en daar is jou seun raak whatever, jy weet, 'n terrorist en so aan, jy weet. Choose your friends very carefully. Jy weet, twee verskillende ouens wat die Springbok rugby kyk. Die een syp hom half dood en hy vloek en hy's wreedagtig en die ander een is net so excited, maar sonder die boos en sonder die vloek. Wat 'n een gaan jy wees? Want die kinders watch jou. En wat jy is, gaan hulle word. Absoluut. Hoe jy vir jou vrou hanteer, gaan hy 10-1 vir sy vrou hê. Jy weet, as ons kyk, waarop is jou huwelik? Wie was die role models? Seker net jou eie pa en ma. Wat ook al. En my laaste punt, asseblief manne, vra om hulp indien nodig. Vra om hulp, gaan praat met iemand. Ek sukkel met porn of ek is depressed of wat ook al, jy weet. Gaan praat met iemand. Gaan vra om help. Be the hero. Be the hero. The hero today is 'n man wat die punch vat, hy staan vir die dinge waarvoor hy wat sy waardes is en hy vra om hulp indien nodig. Net daai ou wat elke oggend opstaan en gaan werk, as hy werk het. Kom ons laat dit daar. Dankie Freek. Dankie Pieter. Eers mense, jou hand is op. Yes, Freek, ek voel hierdie geselskap het nou bitter ernstig baie vinnig geword. Ek wil net vertel, as jy nou die wêreld wil uitfreek, Johan, jy gaan nou hierdie een verstaan. So ons het 'n
so 3 jaar terug vir ons het eintlik nog altyd 'n lekker groot tafel wat ons eet sommer by die huis, by die werk. Maar dit word nou die boardroom genoem. Dis eintlik ons eetkamer. Maar jy moet sien hoe freak dit die ouens uit is en daar kom sit. En ek gaan sit tot nie, ek hou daarvan om te sit waar my rug teen die muur is en ek kan al die deure sien. Ek weet nie hoekom nie, dit is my manier wat ek like. So ek sit nie by die einde van die boardroom tafel nie. Hoe freak dit die ouens as hulle daar kom meetings hou uit. Weet, want dit word so verwag dat dit so werk. En ons het lekker groot tafel. Dat jy die oomblik as jy nie meer aanneem of jouself die Here is dalk nou nie die regte woord nie. Die sê jy is die ou nie. Weet. Ons sit een keer in 'n meeting en die bank is daar so 3 of 4 mense van die bank wat ons kom besoek. En die een vrou vra, wie is die CEO van julle besigheid? En ek kyk vir Beverly en sy kyk vir my, want sy weet wat ek gaan antwoord. En ek besluit om stil te bly, nie te antwoord nie, want dis 'n moslim vrou en ek sien sy gaan nie hierdie snap nie. Want ek wil vir haar sê die CEO is die Here. Maar sy vra nou, is dit ek of is dit Beverly? Weet. En ons kyk mekaar net so en sê nee, daar's nie 'n antwoord vir daai nie. Figure dit myself uit. Weet. En ek verstaan hoekom sy dit die vraag gevra het, maar die punt is sodra jy jouself hoër stel as die ander ene, dan is daar 'n klare vorm van twis. Want as dit gesê moet word, is dit 'n issue. Dit moet verstaan word. Ek weet nie of dit sens maak wat ek sê nie. En dan die ander ding wat Pieter nou gesê het van kies jou vriende. Ons het 'n punt gemaak om die kinders se vriende naby te hou. Weet ek wou hulle leer ken het. En met my oudste dogter, Kylie se 21ste verjaarsdag, sy het so cheeky, oulike vriende. En dan maak Kylie haar speech, ek maak 'n speech, Kylie maak 'n speech, en sy wil ook 'n speech maak. Ek sê, okay, hier kom dit nou. En sy sê, laat ek julle net vertel van die Strauss House. Weet. So, hoep, hier gaan ons nou moeilikheid kry. En sy sê, hier is die plek waar ek liefde kom beleef het. Hier is die plek waar ek liefde kom beleef het. En veilig gevoel het. Doch joh, dis cool, dis great. Ja. Dis groot, dis massief. Dis die plek waar ek liefde kom beleef het. Dis waar liefde geheers het. En liefde oorwin altyd. André, voor ek vir jou gee, ons gaan kuier gister by vriende, of 'n baie goeie vriendin van ons. Haar man is so 'n bietjie meer as 'n jaar terug oorlede en hy was nou regtig waar 'n baie goeie vriend vir my gewees. Yes, 'n great mens, jy weet. En ek het so rukkie na sy dood het ek ervaar sy gaan vinnig iemand ontmoet. En dit het en ek het al sulke gevalle gehad, jy weet, André, voor ek nou vir jou gee, want jy is nou al so deur so iets. Jy weet, waar ek as 'n vriend van hierdie vriend van my wat oorlede is, in ons verhouding het hy net die bar te hoog gestel. Jy weet, as ek nou moet sê, en dit wat jy nou gesê het, waar jy in die boardroom sit, jy weet, ons nou gister by hulle op die plaas is aan Oudtshoorn, en hierdie nuwe man in haar lewe, moet nou op Frik se sitplek sit, oorkant my. En ek is soos op pad so toe sê ek vir haar nou, ja, ek is bietjie op my senuwees oor hierdie kuier, en sy sê sy ook. En ek sê, want Frikka het die bar net so hoog gestel as 'n man. Jy weet, en hoe gevaarlik, ons moet bietjie hieroor praat, né? Hoe gevaarlik is dit as jou man of vrou oorlede is, en dan kom weer iemand in jou lewe van vriendskap, en daai bar is so hoog, want daai persoon was net so awesome mens. Eers, hulle net sê gister toe ek aan nou vra hoe hulle verhouding begin, sê sy, Frikka was die beste man wat sy in haar lewe geken het. En die nuwe man is die tweede beste man. Want ek sê toe vir, yes, hierdie bar wat hierdie ou in my lewe, hy was net 'n amazing mens, man. 'n boer, so 'n sagte mens. Dis gevaarlik, want nou, hierdie nuwe man moet vir haar in haar lewe doen wat Frik gedoen het, en sy sê, sy het ook besef,
ek kan nie, want dit gaan nie werk nie. Hier is 'n nuwe chapter in my lewe. Jy weet, om daai baar as jou lewe op aarde klaar is, as daai baar en jy nie wat ons oor praat, jou hoe jy gedien het, hoe jy gelewe het, dat daai baar net verander sal wees. Jesus. Jy weet, oor Frans van Venter, oorlede Frans van Venter, en een keer by 'n woord in aksiekamp net na gered is, sê hy, die engel Gabriël se betekenis is, hy is 'n man 1000. Hy is 'n man wat jy mee kan besigheid doen. Hy's 'n God se held, maar hy is 'n man 1000. Dapper held. Vat sy verantwoordelikheid. Vat die pad. Hy stap voor. Is nie passief nie. Verwag eendag 'n beloning van sy vader. Well done my seun, jy was oor min getrou, oor baie gaan ek jou aanstel. 'n Man van een vrou, 'n pa vir sy kinders. Jy's Andrei, dankie. Dankie. Ja, dit wat Benzo altyd gesê het my net gelei na, ek dink dit wat Pieter gesê het, ek dink dit is so belangrik dat 'n mens dat 'n man homself omring met ander mans wat hierdie selfde paadjie loop en dieselfde stoei van die balans hou tussen die Here dien in die wêreld vorentoe dryf, sy familie lei en sy kinders grootmaak met die regte gesag. Ons het nie altyd almal die antwoorde nie. En hou jouself omring met manne, en ek kan nou om hierdie tafel net luister, met manne wat die woord ken, en manne wat hierdie paadjie stap, dan help ons mekaar vorentoe. Maar ook, wat mense gesê het, iewers was daar 'n beginpunt gewees van alles. En in my geval het ek raad opgesit en gevra, en die Here het vir my instruksie gegee, en reg het gesê, dit sal oukei wees, doen dit net op my manier. Maar uit ons eie uit, kan ons nie dit self doen nie. En ek wil ons vat na 'n skrif in Romeine 12, wat sê, en ek het die Engelse Bybel oop hierso, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. En dan sê hy, do not conform any longer to this pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Mense se omdraai was die Here het sy gedagtes, sy hart verander en vernuwe. Dis wat met my in daai hospitaalgang gebeur het. Ek was nou wel 'n enkel pa, ek het baie van die goed gedoen wat 'n ma gedoen het, en ek was servant leader omdat die omstandighede dit vereis het, maar the renewing of my mind came from the Lord. En een van die goed wat uit Cassie se boek uit, wat ons verpligtinge is, amper as 'n pa, is om die gesag van die Here te gebruik eerder as ons eie gesag. En ook om ons identiteit by hom te kry. En as ons identiteit in die Here het, en ons kry ons gesag by die Here, dan kan ons saggies lei. En ons kan 'n servant leader wees. En die ander teks wat ook vir my uitstaan, wat daarbey aansluit, is uit Matteus 3 vers 17. Dis met die toe Jesus op die berg was, toe het God gesê, this is my son, whom I love. With him I am well pleased. Sure. En dan dit word beskryf in die boek van Markus ook, dan net hy voeg die woorde by, listen to him. En ons daai teks vat as 'n pa en sê maar, God die Vader spreek dit uit oor sy seun. En ek moet dit uitspreek oor my kinders en my familie.
En ek moet hulle in staat stel om te voel, dit is waar ons liefde vandaan kom. Met ander woorde, 'n direkte skakel met God die Vader. So, dan gaan my manier van doen gaan verander. Dit gaan nie my wil wees of wat die wêreld van my wil hê nie. Dit is hoe bring ek my kinders in belyn met God die Vader, maar dit wat hy gespreek het oor Jesus en wat Jesus oor ons wil uitspreek. En Jesus het toe gebid in die tuin van Getsemane, hy het vir God die Vader gevra oor sy disippels en gesê, ek vra nie dat jy hulle uitneem uit die wêreld uit nie, maar dat hulle in die wêreld die nabyheid van ons liefde sal voel. Soos wat ons, Jesus en die Vader naby mekaar is, laat ons naby aan mekaar wees, met dieselfde verhouding. En dit is 'n groot riglyn, hierdie teks, en uit dit het Cassie bevestiging gekry van die 4 rolle van 'n pa, van morele gesag stel, om die identiteit van die kinders te vestig en van homself te vestig in die Here, en dat 'n pa moet emosionele sekuriteit gee, en dat 'n pa moet potensiaal raak sien en dit goed praat, eerder as om net die hele tyd nee te sê. En ek op my eie kan dit nie doen nie. So as ek myself omring met ouens en die hele tyd my so posisioneer, wat ek God in staat stel om my gedagtes te orden na hom en terug na hom en my terug te bring na hierdie vers in Matteus, dan sal die hele manier waarop ek my gesin hanteer, die lewe hanteer, die mense om my hanteer, sal heeltemal andersins wees as wat dit in die wêreld is. Dankie. 'n vriend van my sê, dankie André, hy sê 'n paar jaar terug het hy weggestap, want hy het gedink die gras is groen aan die ander kant, weggestap van sy vrou en 3 kinders, 3 dogters. En hy sê die ding, hy sê hy was so geïrriteerd, hy het homself geïrriteer. So as hy in die huis ingestap het, was daar klaar 'n gees van irritasie. Almal het mekaar, tot die vis was geïrriteerd. Almal was frustreerd en geïrriteerd want pa skep die atmosfeer in die huis. En ja, hy sê hy het ook maar net gedink dit gaan beter gaan met die nuwe en die jonger poppie in sy lewe. En toe die eerste water en ligte rekening kom, toe sien hy niks het verander nie. So dit is maar nogals, en dit het hom gebring waar hy sy met 'n haalgeweer in sy mond gesit en sy kop wou wegblaas aan Pretoria, en dat die Here in sy lewe ingestap en ja, wonderlik ook by 'n woord en aksiekamp het hy daai 3 dogters se voete gewas en maar gesê, "Jy's Atta." Ja, dankie coach. As jy kyk hier bo kan my kop, sal jy sien daar's 'n kruis met so 'n stuur van 'n boot daarop. En nou baie mense hoor net gewoonlik van my lewe uit die gevangenis uit en hoe wonderwerke daar gebeur het, maar ek was ook op 'n kol, was ek 'n visserman. En as ek daarby uitkom, wil ek vandag praat met iemand, 'n man wat nou hier luister. En hy sê vir homself, ja, die goed wat ons van praat, sal hy nooit kan by uitkom nie. Hy's 'n mislukking, hy's 'n teleurstelling vir homself, en hy sal nooit sy gesin so kan bestuur nie. Maar een ding wat ek geleer het as 'n visserman, en ek het geleentheid ook gehad om te leer hoe om 'n boot te stuur. En een van die dinge wat jy daar sal leer as wanneer die storm kom, dan is daar soveel goed wat jy moet in gereedheid bring op die skip. Van die balans, die gewig en goed wat moet rondgeskuif word om te keer dat die skip nie sal sink nie. En as 'n man met baie kennis van die seewaters in hy stadium, het ons daai goed doelgerig gedoen. Maar daar kom maar op 'n punt,
En die storm raak net al erger en dan kom maar op 'n punt waar jy besef is, nou het ons alles gedoen. Daar's niks meer wat ons nou kan doen om te keer dat die skip nie sink of omval nie. Nou kan jy net op God vertrou. En dit is waar ek geloof kom leer het, dat daar 'n punt in jou lewe kom. Jy sit miskien vandag nou en jy luister en jy sê vir jouself, joh, my meisiekind is 'n prostituut, my seun is in die tronk of hy's op drugs. Hierdie manne praat van man wees en pa wees, waar het ek gefaal, hoe gaan ek dit ooit reg kry? My bemoediging vir jou is, jy sit 'n man soos ek, 'n ware getuienis. Die wêreld, my familie het met my ook moet opgegee. Maar ek het gekom uit die gevangenis uit. My lewe verander. En my kinders vandag, hulle ken nie die moordenaar nie. Hulle ken nie die gemors nie. Hulle ken 'n man. Iemand wat man geword. Die Here kan jou lewe ook verander. Sjoe, Atta. Hy podcast saam met hom, mense, ek weet jy sal, ek dink jy was die oggend ook saam, wat ons opgeneem het, saam Atta hy sy storie gedeel het, en dit was, Here maak van my 'n man. Here maak my 'n man. Dit was sy gebed al in die tronk. Johan, het jy nog iets wat jy wil byvoeg, jy en Jacques? Dan nog iemand wat wil iets sê? Ja, dankie. Ek wil graag afsluit as dit reg is. Ek moet ongelukkig myself verskoon binnekort. Ek wil net vir elke man wat luister vanmôre net sê, jy weet, dalk is jy in 'n Elijah seisoen, 'n Elia seisoen. As jy gaan kyk daar in 1 Konings hoofstuk 19 vanaf vers 1 tot 18. Elia was uitgeput. Hy was oorweldig deur al die dinge wat gebeur het. Sy lewe was vervolg deur hierdie verskriklike vrou van Agab, Jezebel, en hy het geskree tot die Here, hy het gesê, Here, ek wil doodgaan, ek wil nie meer leef nie. En miskien is jy in daai seisoen waar jy net moeg is om te veg. Moeg is vir nie jou huis nie, maar die kruis wat jy dra. En jy weet nie hoeveel langer jy hierdie ding kan aanhou veg en hierdie kruis aanhou dra nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, ouens, manne, die God van Elia het hom gedra tot in die laaste oomblik. En he was taken up in heaven because hy was so a beloved man van God. So te midde van die vervolging, te midde van al die dinge, was hy 'n man wat soveel krag het. So ek wil dit mee afsluit om te sê dat jou uitputting, jou moedeloosheid, jou radeloosheid, God is nie met jou klaar nie. Moenie moed opgee nie. Moenie dink dat die einde van jou lewe is die enigste oplossing nie. Jy weet, daai ding van cowboys don't cry, real men don't cry, is die grootste fallacy, is die grootste leuen. Rus as jy moet rus, huil as jy moet huil. Huil gaan huil op jou pa se bors, jou vader se bors. Kom naby hom, ons het net gepraat van, kom naby die stem van jou vader. Hoor wat hy vir jou wil sê, maar net nie opgee nie. Moet net nie opgee nie. So, dis my woord vanmôre. En ja, sorry manne, ek moet amper by ons gaan. Sjoe, ek wil jou gevra of jy gou vir ons kan afsluit met gebed, Johan. Dit sal vir my awesome wees. Mense kan ons sou na die gebed. Dankie, Johan. In daardie situasie waar ons voor keuses te staan moes kom. Keuses van, dra ek my kruis van my huis, of laat ek daardie kruis neerlê en ek gooi die handskoen in. Staan ek in die kruit en ek veg my opponent, of gaan lê ek en ek gooi handdoek in. Ag Here, ek wil vanmôre bid vir elke man wat hoor, wat moedeloos is, wat nie seker is oor hoe om hierdie stryd vorentoe te vat nie. Elke jong man wat sy huis se voorbeeld moet wees, wat die ware man van God in sy huis moet wees, dat hy die verantwoordelikheid en die autoriteit sowel
as die liefde van Christus Jesus sal wees in daardie huis. Here, mag elke man wat hoor, elke vrou, mekaar bedien met waarheid, met hierdie waarheid, weet wie jy is in jou Vader se huis, jou Vader, die God van die skepping, in Jesus se naam. Amen. Amen, baie dankie Johan, geniet jou dag my boeta, ek weet jy moet gaan. Menshou, yes, jy kan gou, jy het wou ietsie byvoeg? Ek gaan vinnig wees. Hartman het nou die gedagte van die boot oopgemaak. Weet, en ons het laasweek gepraat oor val om in die Vader se hand. Dis okay. Weet, die challenges is daar, dit gebeur gereeld met my. Weet, waar ek plat geslaan word. Net solank ek omval in my Vader se hand, die een wat my redder is. En dan recover ek daar, en dan draai jy jou boot se neus in die golwe in. Dit help nie jy hardloop hom weg nie, dit help nie jy vang hom sideways nie, man, dan is jy om. Jy draai jou boot in die golf se jou neus in die golf se rigting en jy maak die ketels oop en jy stoot hom. Anders dan gaan jy seer kry. Maar dit, weet, dis okay. Vat die tydjie en val om in jou Vader se hand. Recover. En dan maak jy die ketels oop en jy druk jou boot se neus in die golf in en jy sny kap hom deur die golf. Dis okay. Dit gaan nie, hierdie is nie 'n plain sailing storie nie. Hierdie is 'n harde, ope stormsee storie. En dis okay. Ons kan maar vir dit go. Weet, ons het 'n pappa wat ons vang. Yes. Daar's 'n life jacket. Praat van 'n statement, 'n life jacket. Ja. Ja. Dis 'n amazing story. Ja, it's amazing. Yes, Atta, ja, sy manne. Ek wil net vir jou byvoeg daar Menzo. Soos jy sê is, jy kan nie vir die storm wegvlug nie. So wat gebeur is, jy gaan die skip se kop in die storm in moet dry. En 'n man wat hy nog nie ervaar het nie, hy geruk en geskit en dit voel vir hy oomblik asof die boot nou vergaan. Maar dan net 'n paar minute later, as jy deur hy storm gebreek het, en jy kan in jou treespieëls kyk, die kalmte, hoe die storm weghardloop en jy in die kalm water seil. Dit is 'n baie mooi ervaring. So, 'n mooi maar gevaarlike ervaring, né? Dis al skeerie nie. Seker siek word ervaring en naderheid. So. As jy deur daai golwe breek, is daar nie tyd om siek te word nie. Ons launch, ek het so rubberdak. Ons kan later daaroor gesels, Freek. Dis nou nie recording stories hierdie nie. Ons is daar in Elandsbaai en ons ek het 'n rubberdak wat ek ek het 'n professionele skipper saam met my en Winston sê vir my, moenie worry nie, ek sal jou wys. Nou launch ons en ek het nie die regte boot nie, want ek het nie ek het hydraulic trim en tilt op die motor en so jy kan nie lekker ek weet ons kom nie in die see nie, want die motor raak heeltyd in die sand vas. So nou gaan ons 'n bietjie en dan tilt ek hom nou uit, dit is net die propeller net so bietjie in die water is, dan gaan ons vorentoe en dan tilt ek nog 'n bietjie in, haak ek vas in die sand en so sukkel ons. En ek sien die golwe kom. En op 'n stadium sê Winston net vir my, nou moet jy gaan, maar hy het nie dit so kalm so stadig gesê nie. En ek besef hierdie golf, ek het nie die golf gesien kom nie. En ons slaan daai golf met die motor bietjie teruggetild, so nou trim hy eintlik uit die water uit. En ek maak hom oop en ons slaan daai golf en ons ram so teen die golf op die rubberdak maak sommer soos hy opgaan. Maar nou is dit 'n klomp mense op die boot. Ek het nou center console, so ek hou in die stuurwiel vas. En een van my pelle, Lucas se vrou Natasha, sit in die neus van die boot. Nou, maar nou kyk ek kyk nou reguit op, want ons is nou besig om te launch soos een van Elon Musk se rockets, nee, ons is nou daai rigting. Ons gaan nou nie see nie, ons gaan nou op. Nou hou ek vas en ek kyk op. Natasha hang aan die neus en sy kyk af. Nou is ons, weet,
so ver van mekaar af, sien ek haar gesig hierso. En haar oë is soos twee sulke groot pierings, want onthou, sy kyk na afgrond toe, of see toe, sy kan sien hoe hoog ons uit die water uit. En dis scary. Maar ons gaan, Atman lag nou lekker, want hy ken nou die storie. En ons is uit op die see, en dis groot pret, en ons het dolfyne wat om ons swem, en is pragtig. En toe ons na die aand kuier, toe praat ons nou 'n bietjie oor van die manuales van die dag. En Natasha sê vir my, dit was vir haar die weirdste, ek sê vir haar, want jou oë was so groot soos pierings, jy het my bang gehad. Sy sê vir my, mense, ek was vreesbevange, gedog is die einde van ons. Maar toe ek jou gesig sien, en sien met die groot smile wat jy hierdie doen, toe besef ek nie ons is okay. Toe sê vir Natasha, nee, dit was baie lekker, maar ek het nie gedink ons was okay nie. Ek gedink ons sterf ook vandag. Maar ja, daai boot se neus in die golf sit is 'n belangrike ding. Ja, nee, dis wat ons voorspelers geleer het. Ek sê vir die ouens, coaches het my nie geprobeer coach om 'n ou te hardloop of om te sidestep nie. Oor hom of deur hom. Maar kop af en dryf vorentoe. So, terug te kom na gister se storie talk met die pel vir my ou Frikka en die nuwe man in my sussie se lewe. Ek sê vir haar, ek wil net vir hom een ding sê, pas haar mooi op. Want Frik het haar mooi opgepas. En ek weet nie, ou seker 'n bietjie huiswerk gedoen op my, want raai waaroor begin hy met my praat, Atman? In 'n gesprek. Het jy gisteraand se game gekyk? En toe praat ons rappie. Toe het ons nou iets om oor te praat en ons kan oor die Here Jesus praat, want dis nou een ding van my en hierdie boeta my lewe wat die baas so hoog gestel het. Ek en hy kon kuier. Ons het gekuier vir ure en nooit verveeld geraak nie. Ons kom oor alles praat. En dis presies wat met Mani en my ook gister gebeur het, dat ek sê, hoor ek moet jou nommer kry vir ons ry. So, ja, hy is almal ook 'n stommer soos Frikka was, so ek en hy is okay. Met dit saam en hy is 'n groot boksupporter, oud onderwyser en yes, nog steeds betrokke in kinders se lewens. Maak 'n verskil. Jy weet, afgetree maar ook nie afgetree nie. So baie dankie manne. Joh, dit was 'n geseënde oggend. Lekker saam gebrul en ek glo ons gaan 'n brul en help om 'n brul in baie mense se lewens terug te sit. So die Here seën jou. Dankie dat jy geluister het, ingeskakel het. Subscribe asseblief, deel dit met almal wat jy ken, like en share en 'n wonderlike geseënde week vir julle. Mooi